Ok, kom ons kyk nog gou weer, as ons twee hakkies uitmaal. X plus 2 en x min 3. Ons maal nou die twee hakkies uit. Nou jy het nou gesê, dit gee vir ons x kwadraat, dan minus 3x plus 2x minus 6. So met ander woorde, ons kry x kwadraat minus x minus 6. Ok? Ok. Nou moet ons teruggaan van daai ding staan bekend as 'n 3 term, want daar is 1, 2, 3 terme. En hy is in die volgorde x kwadraat, x tot die mag 1, en dan is op die einde van die dag geen x nie. Dis die standaard vorm van 'n 3 term. Alright, en ons moet nou teruggaan na die twee hakkies toe. Nou daar is verskeie maniere wat hulle vir jou in die boeke gaan leer, oor hoe om dit te doen, en ek weet daar is baie skole en baie handboeke wat vir die studente 'n klomp reëls leer. Wat jy byvoorbeeld nou moet kyk, as daai nou 'n minus is, en daai is ook 'n minus, dan het jou een hakkie nou 'n plus, en die ander hakkie het 'n minus, maar die grootste getal het 'n minus, en die kleinste getal het 'n plus, en ag, weet jy, dit frustreer my eintlik geweldig, al hierdie baie reëls, wat hulle vir jou probeer leer. So kom ek wys gou vir jou 'n maklike manier om terug te kom by die twee hakkies. Kyk net na daai getal, net die laaste getal in die 3 term, en gee gou vir my al die faktore van 6. Dan oor wat maal wat is 6? 2 maal 3. 2 maal 3. 1 maal 6. Ok, en 1 maal 6. Ok, nou gaan jy, en dis nou die belangrike ding, nou dat ons daai faktore neergeskryf het, gaan kyk jy na die getal wat voor die x staan. So wat se getal staan voor die x? 1. Ok, as daar nie 'n getal staan nie, dan weet ons is 'n 1. Ok? Ok. Nou kyk jy bietjie gou vir my. Daar's 'n 2 en 'n 3 en 'n 1 en 'n 6. Met watter van hulle, die 2 en die 3 of 1 en 6, kan ek of deur hulle bymekaar te tel, of deur hulle af te trek, kan ek 1 kry, daai middelste getal. 2 minus 1? Nee, hoor nou mooi wat ek vra. Ek soek 'n 1. Alright? Ok. Ek het 'n 2 en 'n 3, en ek het 'n 1 en 'n 6. Nou, met watter van hulle, die 2 en die 3 of die 1 en die 6, gaan ek 1 kry, as ek hulle of optel, of aftrek. O, 3 minus 2. Ok, jy hoef nog nie vir my te af te trek nie, net vir my sê die 2 en die 3. Dis al wat ek by jou op hierdie stadium wil hoor, is met die 2 en met die 3, kan ek 1 kry. Ok? Ok. So met ander woorde, dan gaan skryf ons twee hakkies, jy skryf 'n x, en 'n x, en 'n 2 en 'n 3. Gaan skryf hier neer. En dan gaan jy nou, en jy gaan sê, goed, ek soek 'n minus 1. Dis eintlik, dis waarvoor ek soek. Nou wat moet ek doen met 'n 2 en 'n 3, om minus 1 as 'n antwoord te kry? 2 minus 3. Ok, so dis plus 2, minus 3. Ok. Sien jy? Nou is ons terug by die oorspronklike hakkie. Ja. Ok, is reg. Ok, so al wat jy moet doen, is jy kyk na die laaste getal, nee, daai getal se faktore gaan skryf jy vir jou almal neer, en dan kyk jy watter van daai faktore sal vir my die middelste getal gee, as ek hulle of optel of aftrek. En dis wat jy dan nou hier op die einde van elke hakkie gaan neerskryf, en as jy dit klaar gedoen het, gaan kyk jy nou net na die teken van die middelste getal. En dan besluit jy, wat moet jy nou doen? Moet dit plus en minus, of minus en plus, of minus en minus, of wat ook al wees, om op die einde van die dag daai getal te kry wat in die middel staan. En dis die faktoriseringstechniek vir 3 terme. Dis dit. O, ok. Ok, is reg. Ok.